Hoi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek wil graag met julle deel wat die Heilige Gees die afgelope week of so op my hart gesit het. En gedurende ons praise and worship diens of praise and worship Sondag in die kerk, het die Heilige Gees net meer my bewus gemaak van hierdie gedagte en ek dink almal van ons is skuldig daaraan en hoe meer en meer ek eintlik met mense gesels, mense wat hulle probleme deel met my en sommer alledaags besef ek net, weet jy, ons staan Sondag vir Sondag in die kerk, jy sing praise and worship liedjies, maar besef jy regtig wat jy doen? Besef jy regtig waarmee jy besig is en besef jy regtig met wie jy besig is. En ek wil hê julle moet bietjie hierdie Sondag wat kom, of as jy praise and worship musiek luister by die huis of in jou kar, dit hoef nie nou eers Sondag te wees nie, gaan dink bietjie mooi aan die woorde wat jy sing. En dan vra jy jouself af, hierdie woorde is kragtige woorde, dit is woorde wat verklaar dat jou God almagtig is, dat God alomteenwoordig is, dat God alles kan doen. Niks is vir God onmoontlik nie. Hy kan berge versit, hy kan vir jou wegmaak waar daar nie 'n weg is nie. En die meerderheid Christelike liedjies word geïnspireer deur skrif en kom uit die woord uit en is Bybelversies wat jy so geïnspireer het, die persoon so geïnspireer het, wat hulle terugvat na 'n tyd toe waar hulle so gesukkel het om deur 'n situasie te kom en dat hulle eintlik hierdie liedjie geskryf het ter eer en verheerliking van God om vir almal te wys, maar kyk hoe het hy my deur hierdie storm gehelp. En dan stap ons wat vir my die hartseerste is van dit alles wat die Heilige Gees my uitwys is dat 'n handjievol mense leef regtig wat hulle sing. Sondag gaan hulle kerk toe, hulle sing, hulle gaan nommer 1 vir praise and worship, net om te lekker praise and worship. Ek dink baie het al eintlik vergeet dit het 'n gewoonte geraak. Jy weet, dit is deel van die program van die gemeente. Jy praise and worship, dan word daar gepreek, dan word daar weer dalk bietjie gepraise and worship, dan gaan ons huis toe. So dit raak hierdie ritueel, dit raak hierdie gewoonte, maar jy gaan nie met die doel om werklik nommer 1 God te loof en te prys met jou hele hart en te sê, Here, dankie, U het my deur hierdie week gehelp. Dankie, Here, U het vir my absoluut deurgedra. Here, U het hierdie situasie vir my, hierdie storm vir my weggevat, U het hierdie struikelblok vir my weggevat en weet, dit is hoekom ek hier kom worship. Dit is hoekom ek prys. En tweedens, weet, is dit 'n tipe van 'n training skool waar jy gaan en jy leer hierdie woorde, jy sing en jy prys die Here, terselfdertyd leer jy jou gees om te besef wie is hierdie God, hoe almagtig hy is. Jy leer daai woord ken en sodat wanneer hierdie moeilike dinge oor jou lewe kom, dan kan jy op daai woord staan. Jy kan sê, maar ek het mos nou net gesing, my God is groter en sterker en niemand is soos hy nie, so waarvoor wil ek nou in 'n hoekie gaan sit en toelaat dat my omstandighede my oorweldig, in plaas van dat ek opstaan en jubel en juig, want die woord sê, praise is our weapon. Die Here sal jou deurdra, die Here sal vir jou 'n uitkoms gee, as jy hom loof en hom prys, dit is wat hy gaan doen, jy gaan hierdie wapen gebruik om te veg in die gees en dit is eintlik skrif wat jy dan op staan, jy staan daarop en jy sê, maar my God sê dit en dit en dit, daar staan geskrywe, soos wat Jesus gemaak het met Satan wat hom aangeval het tydens sy 40 dae vas. En ons vergeet dat dit is eintlik wat ons doen, jy is besig om jou gees te stig, jy is besig om dit op te rig, maar dan vra ek, hoekom is daar soveel mense wat so depressief is? Hoekom is daar soveel mense wat in sak en as sit, daar buite nog steeds, maar jy is 'n kerkganger, jy is 'n Christen. Ons is veronderstel om jubelend en juigend deur die wêreld te gaan, want ons weet wie ons God is. Ja, jou omstandighede lyk dalk baie erg. Dink maar net aan die Israeliete, jy weet, hulle is
deur die woestyn, hulle was in Egipte gewees vir hoeveel jare, maar 'n handjievol vasgehou aan God se beloftes tot hy hulle gebring het tot by die beloofde land. En dit is hoe ons moet leef. Ons moet weet, maar kyk, as die Israeliete net God vertrou het, werklik God vertrou het, dan sou hulle vroeër by die beloofde land uitgekom het. Maar ons is dieselfde. Ons kyk net in hierdie omstandighede vas. Ons kyk vas in hierdie groot probleem en ons maak ons probleem groter as ons God. So hierdie woorde wat jy Sondag vir Sondag sing en verklaar, begin dit leef. Begin sê maar, he is a waymaker, he is a miracle worker. En dit is wat hy doen. En staan daarop en moenie toelaat al sê wie vir jou wat, al sê hulle vir jou man, jy gaan nie volgende jare werk hê nie, of man, jy gaan nie 'n verhoging kry nie, of wat ook al, weet dit, die ekonomie raak het al swakker, en jy weet, daar is meer werkloosheid, en mense gaan retrench word, dan sê jy, maar ek werk nie vir die regering nie, ek werk nie vir my baas nie, ja, indirek werk jy werk vir hulle, maar jy werk op die ou einde van die dag, is God jou voorsiener, is God jou employer, kom ek nou nie werkgewer, kom ek nou nie op die Afrikaanse vandag nie, so, dit is wat jou fokus op moet wees, jy moet weet, wie het jou nog deur al hierdie jare gedra, en jy moet daarop staan en daarop gefokus wees, en sodra daar die vyand jou aanval, dan gaan jy terug, en jy sing, en jy sê vir jouself, maar joh, dit is wie hierdie God is, ek gaan hom loof, ek gaan hom prys, ek gaan begin glo dit wat ek verklaar, want ons sing net, en ons sing soos hierdie rympie wat ons opsê, wat jy nou oor en oor ken, maar jy glo nie eintlik in jou hart, dit wat jy eintlik verklaar nie, so dit wat jy eintlik Sondag doen in die kerk, is nutteloos, as jy dit nie gaan werklik toepas in jou lewe nie, so ja, ek wou dit net daar buite gelos het, en jou aanmoedig om te sê, begin leef dit wat God vir jou gegee het, die gebruik, die gereedskap wat hy vir jou gegee het, hy het vir jou praise and worship gegee, hy het vir jou die wapenrusting gegee, hy het vir jou al hierdie gereedskap gegee, jy moet jou die woord lees, want die woord maak jou standvastig, jy weet, jy is gevestig, jy het 'n wapen om op te staan, waarmee jy kan veg in die gees, en dit stig jou, maar die mense wil net sit, en hulle wil net ontvang, en hulle verwag net die pastoor, en die res van die kerkraad moet hulle bedien, en moet net vir hulle gee, en hulle gaan met hierdie attitude na die kerk toe, maar wat kan ek nou ontvang hierdie Sondag van God af? Wat kan hy vir my gee? In plaas van wat kan jy as persoon vir God doen? Wat kan jy, jy's daar om hom te worship, jy's daar om hom te prys, en as jy, hoe meer jy dit doen, besef jy hoe groot jou God is, hoe almagtig hy is, en jy kan dit gaan toepas in jou alledaagse lewe. Nou tot ons volgende keer weer gesels, mag dit goed gaan met elkeen van julle. Shalom.